Goeiedag al ons Afrikaans sprekende mense dwars oor Suid-Afrika. Baie welkom by ons bediening Koninkryks Ligdraers. Ons het besluit om van Engels oor te gaan na Afrikaans toe vir soveel mense wat Afrikaans verkies. En om ons self Afrikaans sprekend is dit vir ons lekker om ons lewe, realiteit in die Koninkryk met julle elkeen te deel. Ons trek nou by sessie nommer 3 en vertrou jy het sessie 1 en 2 geniet. Soos ons altyd sê, vat dit, sit dit op die rak, mediteer daaroor, of jy kan dit verwerp, maar ten minste die volle waarheid word uit ons monde verkondig. Wat julle daarmee doen is nie ons verantwoordelikheid nie, ons sê dit altyd. Die woord wat ons uitskiet is die Christus Koninkryks woord, wat nie noodwendig van die kansel afgepredik word nie. Ek praat nou oor die algemene kerk in Suid-Afrika, want ons was deur die hele reis deur Suid-Afrika, en ons was, soos ek voorheen genoem het, deur die protestante era, die Pinkster era, charismatiese era, toe die Koninkryk era, en verder, mens kan nooit genoeg leer nie, en ons ontdek soveel kosbare juwele in die Koninkryk wat binne in jou en my is. So, ons is baie lief vir alle mense, ons is 5D bewuste Koninkryk seuns van Abba Vader. En ons gaan nog verduidelik vir julle wat die 3D bewustheid en die 5D bewustheid nou eintlik beteken. Kortom, die vleeslike mens en die geestelike mens. Dis hoe ons groot gemaak was en dit kom op dieselfde beginsels neer. So, is ons teen die mense? Absoluut nie. Want Abba Vader het almal onvoorwaardelik lief. Is ons teen die sisteem? Absoluut. Want die sisteem van kerklike instellings wat nie noodwendig deur God, Abba Vader geordineer is nie, maar wel deur menslike leerstellings wat die mense gebind hou in hulle banke, in gemeentes, en hulle het nie idee waaroor die Koninkryk gaan nie. So ons kan nie deel met julle wat ons self deelagtig geword het, om dit oor te dra aan julle, en dan is dit julle eie verantwoordelikheid. Nou ja, ons is opgewonde oor die Koninkrykswoord, ons hele lewe lank, want baie dinge het vir my en Valerie oopgemaak, oopgebreek, en ons self het besluit om die sluier, die veil, die gordyn, weg te ruk, en te besef, maar ons was gelieg en bedrieg voor in die kerkwêreld. So, die volle waarheid maak jou vry. Nie 'n halwe waarheid, nie 'n bietjie waarheid nie, maar die volle waarheid. En dan sê ons daarby, is ons by die volle waarheid? Nee, daar's nog baie meer. Ons kan nooit ophou leer en ophou groei nie. Nou, ons sessie 3 se onderwerp is pragtig. Ek het my hele lewe lank in ons bediening nog altyd geniet om te praat, om te word soos 'n kind wat Jesus self gesê het. Nou ouers, julle wat hier luister, moet baie mooi luister hier. Die ou era van die ou dinge in 3D werk nie meer in ons tydperk in 2026 en vorentoe nie. So moenie vasklou in die ou dinge voor die kruis, die Jode se kultuur en die wet ensovoorts, maar dit werk nie meer nie. Dis nie relevant vir ons jeug en kinders van vandag nie. En ek voel bitterlik jammer vir ouers wat hulle kinders nog groot maak met 'n godsdienstige 3D mentaliteit wat niks sal beteken in 2026 en vorentoe nie. So ouers, oumas, oupas, word wakker is ons roepstem vir julle, want ons twee rig die nuwe generasie op 5D bewustheid. Die Koninkryk op aarde, hemel op aarde. So as julle almal gereed, ons onderwerp weer eens, kosbare onderwerp wat ek so geniet, en dit is, tensy jy soos 'n klein kind word. En dit was Jesus se eie woorde. In daardie tyd kom die disippels na Jesus en sê, wie is die grootste
in die koninkryk van die hemele. Valerie, dis dieselfde vandag. Die kerke kompeteer met mekaar wie die meeste lidmate, wie is die titels, is die hoogste, die senior pastoor, die onderpastoor. In die Engels sê hulle hierarchy wat gebeur in die menslike kerke. En die verdeeldheid, daar is soveel kompetisie. Ons kan dit betuig, want ons was deur dit. Nou dit is wat hulle vir Jesus vra, sy disippels. Wie is die grootste in die koninkryk van die hemele? En dan dink hulle, hoe langer hulle swat, hoe langer hulle studeer in teologie, ensovoorts, word hulle outomaties onbewustelik met hulle ego, wat 3D bewustheid, dink hulle is beter as ander. Jesus het 'n klein kindjie na hom toe geroep, toe sy disippels by hom was, en hom tussen hulle laat staan. Nou ek kan die prentjie sien, klomp disippels rondom Jesus en almal ywer om genoem te word, gesien te word, toe hulle daai vraag vra, en Jesus stap uit die binnekring en hy gaan haal 'n kind, wat buite die kring is, en hy bring hom in die middel, en die disippels kyk dan na hierdie kindjie. Wat probeer Jesus nou sê? Want hoe pas hierdie kind nou in hierdie groot mens gesprek in? Maar Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander, kan jy sien waar die verandering kom, Valerie? Dank Abba Vader, ons kan verander. Ons hoef nie vas te klou aan vorige tradisie en kulturele, godsdienstige tradisie nie. En soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Matteus 18 vers 1 tot 4. Wie homself dan verneder soos hierdie kindjie, die regte vernedering. Ons praat nie van die slegte vernedering nie. Die is die grootste in die koninkryk van die hemel. En dis die disippels wou dit nie graag hoor nie, Valerie. Hulle wou dit nie hoor nie, want hulle dit nie verstaan nie. Yeshua het nie na die geleerde gewys nie. Hy het nie na die teoloog gewys nie. Hy het nie gewys na die een met die mees gepoleerde leerstelling, die mees gememoriseerde verse of die mees godsdienstige titels nie. Wonderlik. Hy het 'n klein kindjie in die middel geroep en gesê, word so. Dit behoort ons almal in ons spore te laat stop en te laat nadink. Praat hier veral van groot mense. Nou met Valerie en myself wat kinders bedien al vir 37 jaar hier ons land, weet ons die voorreg om 'n kind te kan bedien. Dis maklik, want hulle is ontvanklik. Dis lekker om met hulle interaksie te hê. Want as die grootste in die koninkryk die een is wat soos 'n klein kindjie word, dan het 'n hele klomp van wat ons in godsdiens gebou het, die punt heeltemal gemis. 'n Kind weet hoe om asem te haal. 'n Kind weet hoe om te ontvang. 'n Kind weet hoe om te vertrou. 'n Kind weet hoe om te verwonder. 'n Kind weet hoe om te speel. Valerie, groot mense het dit verleer vandag. Hulle is te ernstig. Ek sê altyd, Abba Vader het 'n sin vir humor. En dit is wat sy volwasse seuns sal hê. Want Abba Vader is definitief nie vervelig nie. 'n Kind weet hoe om lief te hê, sonder om eers 'n stelsel, 'n etiket, 'n denominasie of 'n leerstellige rooster nodig te hê. 'n Kind word nie wakker en probeer die mensdom in kampe verdeel nie. Valerie, is dit nie wonderlik nie? En dit is wat in 5D bewustheid gebeur. Ons is een mensdom. Daar's geen verdeeldheid nie. Hoekom nie? As Abba Vader ons sien, beleef, sien hy een mensdom. Die een is nie beter as die ander een nie. Kan julle sien hoe die 5D Christus verstand heeltemal anders is as die 3D vleeslike verstand in 3D bewustheid. 'n Kind skep nie, hoor mooi hier, 47,000 denominasies in Christendom nie. En hier moet ek my kop laat sak, om te besef in Suid-Afrika alleenlik, hoe verdeeldheid en kompetisie tussen al die vleeslike, maar dit maak sin, Valerie, want Jesus se woorde was, as die blinde lei, val albei in die sloot. Met ander woorde, as 'n godsdienstige groep probeer om 'n ander godsdienstige groep te lei, val hulle albei in die sloot. So luister
menslike kerke wat nie noodwendig deur God, Abba Vader, ons bron, begin is nie. Luister baie mooi. 'n Kind sit nie rond en wonder wie in en wie uit is nie, wie rein en wie onrein is nie, wie uitverkore en wie verwerp is nie. Nou, weer eens, ek en Valerie het mense lief. Dis bewys deur ons bediening deur die jare, swart, wit, kleuring, jy noem hulle. Ons bedien hulle, ons was hulle voete, ons hels hulle, want is 'n onvoorwaardelike liefde wat in jou gebore, deur jou gebore is. Maar dis die sisteem wat ek en sy aanspreek vanmôre. Dit is wat die volwasse vleeslike gemoed doen in 3D-bewustheid, vleeslikheid. Dit is wat die gekondisioneerde verstand doen. Met ander woorde, jy is geïndoktrineer van geboorte af om te sê jy's 'n sondaar, en jy het dit geglo. Wakker word Suid-Afrika. Dit is wat die godsdienstige gemoed doen, wanneer dit sy oorsprong vergeet het. Wat is die oorsprong? Ons kom uit Abba Vader. Perfek. En miskien is dit een van die hartseerste dinge wat met so baie van ons gebeur het. Ons is uit ontsag geneem. Ek praat nou van die godsdienstige institusionele mensgemaakte kerke wat hulle gedoen het, die sisteem. Ons is uit verwondering gelaat. Ons is uit vertroue geneem. Ons is uit die spel gehaal. Ons is uit ons verbeelding geruk. Ons is weggeneem uit die eenvoudige vreugde om in die Vader en deur die Vader te lewe op aarde. En toe is ons godsdiens oorhandig, al die leerstelling, en glo my, ons was deur dit. Alle Bybelskole, ag, ek kan van punt A tot punt Z vir julle noem, en dit maak geen verskil. Daar is nie 'n verskil voordat die Heilige Gees self jou oplei nie, want jy moet onderskeiding hê as 'n volwasse seun van God, wat is eg en wat is oneg. Ons is geleer om te streef deur die godsdienstige sisteem. Ons is geleer om te vrees. Ons is geleer om op te tree. Ons is geleer om te skei. Skeiding, dit kom nie uit Abba Vader nie, want hy skei nooit nie. Ons is geleer om onsself te identifiseer deur al die verkeerde dinge. Ons is ons naam, ons nasionaliteit, ons stam, ons politiek, ons denominasie soos AGS, Volle Evangelie, Methodist, daar kan jy met die lys afloop. Ons groep, ons kamp, ons kant geleer. En toe is ons geleer om almal anders deur daardie filters te kan sien. Met ander woorde, die ego, jou hoogmoed, in die 3D-bewustheid, dink jy is beter as iemand anderste. En dit sien ons alledaags. Enige iemand wat nie met ons saamgestem het nie, was wêrelds. Dis wat die godsdienstige kerke vandag verkondig. Enige iemand wat nie soos ons geklink, geruik of gelyk het nie, is mislei, sê die godsdienstige kerke. En dis natuurlik wat hulle van ons ook sal sê, maar dank Abba Vader, ons is vry. Dat wat die mense ook al van ons sê of dink, raak ons nie in die minste nie. En dit is 'n vryheid wat jy Dis 'n vryheid wat jy nie kan beskryf nie. Jy moet dit herleef en beleef. Anders word jy 'n slaaf van mense om altyd te sê, wat dink die mense van my? Dis 3D-bewustheid. Ons is besig met 5D. Maturity, volwassenheid in Christus en Christus in jou. Enige iemand wat nie aan ons stelsel behoort nie, was gevaarlik. Enige iemand wat nie in ons kategorie gepas het nie, het anders geword. Maar dit is nie ons oorsprong nie. Ons oorsprong was nog altyd in God. Abba Vader, bron, hemelse Vader, wat jy hom ook al wil noem.
opperwese. Ons oorsprong was nog altyd in Christus en Christus in ons. Die skrif sê ons was in hom voor die fundament, voor die grondlegging van die aarde, perfek. Die skrif sê ons is slegs in ons gedagtes geskei. Dit is jou 3D bewustheid, wat die godsdienstige sisteme jou mee groot gemaak het, en jou ouers ook. Want hulle het dit van ouma, oupa, ouma, grootjie, van die voorgeslagte gehoor, en net eenvoudig aanvaar is die waarheid. So as skeiding in die gedagtes is, waarom bly soveel godsdiens dit versterk vandag? Waarom bly dit mense op afstand disippelskap maak? Waarom leer dit mense aanhoudend om met skeiding in plaas van vereniging te identifiseer? Waarom lei dit vir mense sê dat hulle afgesny is van die een in wie hulle leef en beweeg en hulle bestaan het? En miskien selfs belangriker, waarom het ons die evangelie van goeie nuus in iets gemaak wat Yeshua nie verkondig het nie? Vra die meeste mense vandag wat die evangelie is van goeie nuus, en hulle sal jou 'n weergawe hiervan vertel. Luister hier mooi, julle wat luister hierso. Wat hulle algemeen oor die algemene kerk verkondig. Ontvang Jesus sodat jy hemel toe kan gaan wanneer jy sterf, of verwerp hom en gaan hel toe. Dit is die vreesaanjaende boodskap vandag. Dit is wat baie mense dink die evangelie van goeie nuus is. 'n Toekomstige ligging, 'n transaksie gebaseer op vrees, 'n kosmiese versekeringspolis, maar dit is nie hoe Yeshua gepreek het nie. Hy het die evangelie van goeie nuus van die koninkryk verkondig. En hy het gesê, die koninkryk was naby, is naby. Hy het gesê, die koninkryk was binne jou. Hy het gesê, die koninkryk kom nie met uiterlike waarneming nie. Nou, hoekom skrik almal? Dis die eindtyd. Valerie, ek vandag moet sien, is Sondag vandag. Hoeveel Christelike kerke predik die eindtyd? Want Jesus sê weer, die koninkryk kom nie met uiterlike waarneming nie. Wakker word Suid-Afrika, en wie ook al luister rondom die hele wêreld op die aarde in Afrikaans. So hoe is ons uit die evangelie van goeie nuus van die koninkryk mislei en 'n ander evangelie met 'n Jesus plakker daarop gegee? Hoe het ons die lewende werklikheid van eenheid, teenwoordigheid, deelname en seunskap geneem en dit in 'n toekomstige kaartjiestelsel omskep? Ai, hoe het ons die naam bo ander name tot 'n wagwoord gereduseer, terwyl die naam in die skrif altyd van die natuur gepraat het? Valerie, ek het al soveel Christene in aanhalingstekens, moet ek sê, want dit is 'n label om 'n Christen te wees, wat ons nie meer is nie. Hoeveel baie van in Jesus naam, oorlogvoering en elke gebed in Jesus naam. Maar dan kyk jy na die natuur van hulle wat dit beoefen, dan wonder jy. Dit het nooit gegaan oor die sê van die regte lettergrepe nie. Dit het nog altyd gegaan oor die beliggaming van die goddelike natuur op aarde. Daarom is dit belangrik om terug te keer na kinderlikheid. Nie kinderagtigheid nie, groot verskil. 'n kind is nie obsessief daaroor om die regte godsdienstige wagwoord te gebruik nie. 'n kind leef van asemhaling. 'n kind leef uit teenwoordigheid. 'n kind leef vanuit onmiddellikheid. 'n kind weet wat dit beteken om nou te lewe. En dis wat ek en Valerie oor al die jare gesê het. Die koninkryk gaan oor nou. Wat doen jy nou? Hoe lewe jy jou lewe nou? En miskien is dit hoekom Yeshua gesê het wat hy gesê het. Omdat kinders nog nie ten volle gekoloniseer is deur die verdeelde gemoed nie, van geboorte af nie gedoktrineer is nie. Kinders ken steeds wonder. Kinders ken nog ontsag.
Kinders weet steeds hoe om te vertrou wat hulle innerlik aanvoel. Kinders weet nog hoe om te verbeel. Maar godsdiens het baie gedoen om dit alles af te sluit. Ons was geleer om nie ons innerlike wêreld te vertrou nie. Ons was geleer nog steeds om nie die Gees innerlik te volg nie. Ons is geleer nog vandag om agterdogtig te wees teenoor intuïsie. Nou wat is intuition in Engels? Intuïsie. Daardie diep innerlike stem van Abba Vader binne jou. Ons is geleer om verbeelding te ignoreer. Ons is geleer dat verbeelding nie werklik is nie, asof die vermoë wat jou laat sien verder as die sigbare geen heilige doel het nie. Maar wat as verbeelding een van die kragtigste geskenke is wat ons nog gekry het? Wat as verbeelding in jou siel nie die vyand is nie, maar een van die tale waardeur God met jou kommunikeer? Wat as verbeelding deel is van hoe die Seun hier gemanifesteer word op die aarde? Nie Jesus alleen nie, jy as Seun van Abba Vader. Wat is die rede waarom kinders steeds kan wonder, is omdat hulle nog nie opgelei is om slegs te aanbid wat die fisiese sintuie kan definieer nie. Nou, hier praat ons nou weer van die uiterlike sintuie en die innerlike sintuie. Die vleeslike sintuie, 5 sintuie, en die geestelike sintuie. God het vir ons die natuurlike sintuie gegee, maar as dit nie reg gegenereer word en verstaan word nie, dan hak dit uit. En dis waar jy kry divisie, jy kry agterdog, jy kry verdeeldheid, jy kry selfmoord, jy kry kompetisie, en. Maar as op 'n later sessie meer daaroor praat. 'n Kind kan 'n leekamer in 'n heelal omskep. 'n Kind kan verwondering sien in 'n gogga, 'n wolk, 'n boom, 'n gesig, 'n geluid, 'n asem. 'n Kind kan steeds in misterie leef, sonder om dit hoef te beheer. Luister mooi. En ek dink dit is nader aan die koninkryk as vir baie van wat vir godsdiens deurgegee word. Omdat die koninkryk nie binne gegaan word deur verharder te word nie, verharding van hart nie. Dit word nie binne gegaan deur meer agterdogtig te raak nie. Dit word nie binne gegaan deur meer argumentasie te veroorsaak en te word nie. Dit word nie binne gegaan deur meer stamgebonde te word nie. Dit word deur omskakeling ingevoer waar Jesus sê, bekeer jou en glo die evangelie. Dit is net eenvoudige verandering van jou gedagtes. En Yeshua het gesê dat bekering lyk soos om soos 'n klein kindjie te word. Nie kinderagtig nie, want dit is 'n verskil. Kinderagtigheid is onvolwassenheid wat verantwoordelikheid weier. Nou ongelukkig is daar mense aan hulle hoë ouderdom in die natuurlike wat nog steeds kinderagtig optree en nie verstaan tussen kinderagtigheid om soos 'n kind te word nie. Kinderlikheid is reinheid wat nie deur die verdeelde gemoed bederf is nie, die 3D bewustheid. Kinderlikheid is nederigheid. Kinderlikheid is vertroue. Kinderlikheid is openheid. Kinderlikheid is wonder. Kinderlikheid is die vermoë om die lewe as geskenk te ontvang. En miskien was die evangelie van goeie nuus nog altyd bedoel om ons daarheen terug te bring. Terug na die asem, terug na vertroue, terug na onsag, terug na onskuld. En dis vir my die mooiste iets om te beleef persoonlik, om 'n kind se onskuld te aanskou. Daar's niks mooier as dit nie. En dit is hoe Abba Vader, jy wat luister, jou sien vandag, elke dag. Nou terug na om mense te sien sonder die filters wat ons geleer was met geboorte. Jy is beter as so en so, jou kerk is beter, jou mense, dit is plein kinderagtig.
3D bewustheid wat nie gaan bestaan in die nuwe aarde van 5D bewustheid nie. Omdat 'n kind nie natuurlik na 'n ander mens kyk en dink dat een benede my is nie, dat een minder as ek is nie, dat een onwaardig is vir liefde of dat een weggooibaar is nie. Kinders leer dit, hulle word daarin opgelei in 3D bewustheid. Hulle is daartoe gekondisioneer. Maar die koninkryk maak daardie kondisionering ongedaan. En hier kan ek uitskreeu, halleluja. Die koninkryk openbaar dat elke persoon die asem van God dra. Ja, jy wat hier luister, wat nog steeds met 'n rassistiese gees sit, jy het bekering nodig om jou verstand te verander en te besef, wat is die hartklop van Abba Vader? Word sy onvoorwaardelike liefde deelagtig, dan sal jy anders kyk na die wêreld. Die koninkryk openbaar dat wat jy aan die geringstes van hierdie doen, sê Jesus, doen jy ook aan my. Dit was Jesus se woorde. Dit behoort mense te skud van bo na onder. Want hoe behandel jy die minste? Wie beskou jy heimlik as benede jou? Wie sien jy as minder intelligent, minder geestelik, minder rein, minder waardig, minder waardevol? En hoekom? 'n Kind dink nie so nie. 'n Kind kan uniekheid raak sien, sonder om dit in hiërargie te omskep. Engelse woord, hierarchy. 'n Kind kan verskil sien, sonder om dit in skeiding te omskep. 'n Kind kan verskeidenheid raak sien, sonder om gedeelde oorsprong uit die oog te verloor. Dit is wysheid. Dit is koninkryksvisie, hartklop. Ons kom almal van dieselfde bron. Wakker word, mense. Die mensdom is meer soos 'n veld van sneeuvlokkies as 'n fabriek van kopieë. Elkeen is uniek, maar tog kom almal uit dieselfde water. Elkeen het 'n unieke vorm, maar almal deel dieselfde oorsprong. So hoekom gebruik ons verskil steeds as regverdiging vir verdeeldheid? Dit wil ek weer uitdruk hier en ek gaan dit weer sê. Hoekom gebruik ons in die 3D bewustheid verskil steeds as regverdiging vir verdeeldheid? Kyk maar net die verdeling van politieke partye in Suid-Afrika en ook die godsdienstige mensgemaakte kerke. Dis 'n skande. Waarom gebruik ons aanhoudend leerstellings as toestemming om liefde terug te hou? Waarom bly ons optree asof volwassenheid beteken dat ons verwondering verloor? Waarom bly ons mense disippels maak uit hul kinderlike sensitiwiteit en noem dit dan heiligheid? Miskien is die uiteindelike uitnodiging nie om meer rigied te word nie. Miskien is dit om meer lewend te word. Miskien is die eintlike uitnodiging om nie meer kategorieë te ken nie. En dit is presies wat gaan gebeur, besig om te gebeur in die 5D bewustheid, die nuwe aarde. Wat nog altyd Abba Vader se hartklop was. Mens het dit verander. Miskien is dit om die Vader te ken, nie met die kop nie, met die hart. Miskien is die eintlike uitnodiging om nie om kenners in skeiding te word nie. Miskien is dit om terug te keer na die unie. Miskien is dit hoekom Yeshua 'n kind in die middel geplaas het, omdat die kind die preek was. Die kind was die teken, die kind was die teregwysing, die kind was die openbaring. Tensy jy so word, kom jy nie binne nie. Binne in jou nie. Dit gaan nie vir jou oopgemaak word, die koninkryk nie, want jy sit nog met 'n egoïstiek, hoogmoedige 3D bewustheid. Nie omdat die Vader jou probeer uithou nie, maar omdat die koninkryk nie deur die masjinerie van die vleeslike 3D bewustheid gemoed toeganklik is nie. Dit word verkry deur nederigheid, deur vertroue, deur verwondering,
deur oorgawe en deur teenwoordig genoeg te word om te ontvang wat nog altyd hier was. Maar dis gesement deur menslike 3D-bewustheid leerstellings. So miskien gaan die reis nie daaroor om iets vreemds te word nie. Miskien gaan dit oor terugkeer. Terugkeer na asemhaling. Terugkeer na onsag. Terugkeer na verbeelding. Terugkeer om te speel. Om terug te keer na die sien van Christus in alles en deur almal. Om terug te keer na die innerlike wete dat die lewe 'n geskenk is, dat liefde die doel is en dat die koninkryk nader is as wat die stelsels jou vertel het. Want 'n klein kindjie weet reeds iets wat baie volwassenes vergeet het. Om te lewe is heilig. Om asem te haal is 'n geskenk. Om te wonder is wysheid. En om lief te hê is die weg. Nou kom ons luister na die Gees se fluistering, soos ons hierdie sessie afsluit. Keer terug na die wonder. Jy is geleer om te ontgroei, die ou dinge, 3D-bewustheid neer te lê. Die koninkryk is nader as wat die vreesagtige verstand kan raak sien. Haal weer asem, vertrou weer en laat die kind binne jou onthou wie die almagtige Abba Vader, die bron van alle lewe binne in jou is. Glo julle dit geniet, vat hierdie woord, deel dit reg oor Suid-Afrika, want Suid-Afrika het 'n skudding nodig in die kerklike, menslike kerke wat daar is. Baie liefde vir julle almal, al noem jy jouself 'n Christen of nie, wie jy ook al is, ons het die mens lief, maar nie die sisteme wat lieg en bedrieg nie. Baie liefde vir ons volgende sessie 4, kyk nou uit daarna, deel met almal, sodat almal kan hoor. Ons altwee sê vanmôre, Shalom, Shalom.